Goeiedag en baie welkom hierso op die YouTube kanaal van Magali Sig. Ek is Samuel van Rensburg en ek wil u eerstens baie welkom heet. Vandag se boodskap se titel is Wil u sien. Maar voor ons daaraan gaan, kom ons maak ons oë toe vir 'n woord van gebed. Weer, u ken ons harte, u ken ons werke en ons is ongelukkig almal sondig. Ons is so dankbaar dat jy nog steeds ons kies, nog steeds ons lief en nog steeds vir ons kanse gee. Ons weet, u het op die kruis dood gegaan in ons plek, sodat ons kan lewe. Ek bid dat u asseblief met my sal wees, waar ek nou 'n boodskap wil deel. Sit jy woorde in my mond. Ons bid hierdie in die naam bo elke naam. In Jesus se naam. Amen. Wil u sien? Nou, ek wil hierdie kort Bybelgedagte begin met 'n storie. Daar was 'n vrou en 'n man wat geboorte gegee het aan 'n klein seentjie. Vir argument onthaalwe kom ons noem hom Johan. Nou kyk, Baba Johan was ongelukkig blind gebore. En so was sy ouers baie lief vir hom, maar tog was hulle bietjie teleurgestel dat hulle kind so gebore is, want hulle weet wat die mense in die dorpie gaan doen, wat die mense in die dorpie gaan sê. Jy sien, mense in daai dorp vermoed altyd daar was vreeslike sondes gepleeg as 'n kind met sulke gestremdhede gebore word. Johan het groot geword in 'n dorpie waar almal hom dikwels gevra het, Johan, wat het jou ouers gedoen? Wat het jy gedoen? Wat 'n sonde het julle gepleeg dat jy blind gebore is? Johan kon nooit antwoord nie, want die waarheid is, daar was nie 'n antwoord wat hy kon gee nie. Hy het gesukkel om maatjies te maak. Sy pa het gesukkel om 'n werk te kry na Johan gebore was, want die waarheid was dat almal in die dorpie nou besef het en in hulle eie harte gedink het, Johan en sy gesin is sondaars, wat een of ander iets vreeslik teen God gepleeg het. Maar natuurlik moes hulle, want Johan is mos blind gebore. Of hoe nou? Toe Johan so 16 jaar oud was, is sy pa en ma ongelukkig oorlede in 'n vreeslike siekte. En jy sien, Johan het geweet dit gaan vir hom moeilik wees om 'n werk en 'n lewe weer te kry. En so gaan klop aan die deur van elke besigheid op die straat. Skus meneer, ek is Johan. Wat is die kans dat ek 'n werkie kan kry, meneer? Ek sal enigiets doen. Ek weet ek is blind, maar ek het die vermoë. En een vir een stuur hulle hom almal weg en sê, sorry, ek kan jou nie help nie. Sorry Johan, ons kan jou nie aanstel nie. Die ekonomie is te spanningvol. Daar's te veel lading al klaar op my finansiëel. En jy sien, Johan het geweet dit was nie waar nie. Want hy weet van ander kinders, ander mense, sy ouderdom, wat deeltydse werkies, soms ook voltydse werkies kry, by hierdie plekke waar hulle hom weggestuur het. Johan se moed het stadig in sy skoene begin sak. En die koue werklikheid het in sy hart gesteek. Jy sien, hy het geweet dat hy 'n moeilikheid was, maar hy het nou eers besef hoe groot die moeilikheid was. En so na jare van probeer het Johan stadig maar seker begin opgee. En éventueel
Al waar Johan homself kon kry is op die straat, as 'n boemelaar, as 'n bedelaar. Hy kon nie sy eie kos verdien nie. Nie 'n plek om te slaap nie, nie 'n warm bed nie. Jy sien, Johan was as gevolg van hierdie valse stigma teen gestremdhede sy hele lewe lank benadeel, tot die punt waar hy nou is. En eendag, net nog 'n dag vir Johan, sit hy daar langs die pad, en hy hoor 'n stem van 'n man, en kyk, dis nie iets ongewoon vir hom nie. Baie keer stap mense verby en lewer kommentaar oor sy toestand. Maar hierdie spesifieke man vra iets. Hy sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind is? Wie het gesondig dat hierdie man blind gebore is? Is die verbystappers se opmerking. Johan ag dit nie veel nie, want hy hoor dit op 'n daaglikse basis. Maar wat hom wel verras is, iemand antwoord. Hierdie sogenoemde rabbi wat gevra was, het die sagste stem, die stem met die meeste liefde wat al ooit gehoor het. En hy antwoord, hy sê vir hierdie man wat gevra het, hy het nie gesondig nie, en sy ouers het ook nie gesondig nie. Maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Jy sien, Johan het nog nooit iets soos hierdie gehoor nie. Hier is 'n nuwe konsep vir Johan. En Johan begin nou aandagtig luister. En soos hy hoor, begin die voetstappe van hierdie groep mans al hoe nader aan hom beweeg. Sien, hier is nie net 'n storie nie, hier is 'n ware verhaal wat ons in Johannes 9 vers 1 tot 12 vind. Dit is die genesing van die man wat blind gebore was. Jy sien, baie keer vra ons vrae soos, wat het ek gedoen? Wat het jy gedoen om sulke straf te verdien by God? Soms is ons in 'n omgewing wat ons so benadeel, want mense is bang. Mense beoordeel en veroordeel jou voordat hulle ooit die waarheid ken. Jy sien, want Johan, vir argument onthaalwe, was nie blind gebore omdat hy of sy ouers sonde gepleeg het nie. Maar ons sien dat Jesus self sê, hy was blind gebore, sodat daar 'n wonderwerk kan gebeur. Jy sien, soms gebeur slegte dinge, nie omdat ons slegte dinge gedoen het nie. Slegte dinge gebeur met goeie mense, en slegte dinge gebeur met slegte mense ook. Die waarheid is, soms is daar moeilikheid in ons lewe, sodat ons die werk van God kan sien. En hier is die interessante part van hierdie storie. Wat het Jesus gebruik om hierdie man se oë weer te laat sien? Hy het spoeg en klei in die man se oë gevee. Nou, ek is nie 'n spesialis in hierdie veld nie, maar spoeg is 10 een van die mees onhigiëniese dinge in jou hele lyf. Kyk, jou mond is vol vieslike bakterieë. En die ander ding is, jou oë het 'n ander immuunstelsel as jou lyf. En is baie meer vatbaar vir kieme. En die ander ding is klei. Klei is ook seker een van die dinge met die slegste reputasie om in jou oë te kom. Niemand soek grond of klei of modder in jou oë nie. Dit maak nie sin dat hierdie goed kan wees vir jou oë nie. So buite die feit dat Johan blind is, smeer Jesus nou spoeg en klei in sy oë.
Jy sien, nou is die disippels en die mense rondom hierdie situasie besig om angstig te raak, want jy sien, Johan is nie net blind nie, maar nou staan hy 'n kans om infeksie te kry. Nou, 'n ooginfeksie in daai tyd kon lewensgevaarlik wees. Maar dis waar Jesus se krag en dis waar God se krag die duidelikste gesien kan word. Is ons sien dat Jesus toe vir hom sê, Johan, gaan was asseblief jou oë af in die badwater. Daai spruit, daai water. En jy sien, Jesus help nie hom om daar uit te kom nie. Hy sê vir hom, vind jou eie pad. Soms in die lewe is ons ook in plekke waar ons nie sien nie en ons sê, God, ek is verdwaal, ek weet nie waar ek is nie. Waarna toe? En soms ontvang ons spoeg en klei en ons is ook verboureerd en dit maak nie sin nie. Spoeg en klei, hier is slegte dinge. Hoekom sal u dit aan my doen, Here? Hoekom stuur u goed op my pad? En so ook roep Jesus en God ons terug te gaan na die water van die lewe. Hy sê, gaan spoel jouself af, gemaak jouself skoon. En dis 'n baie interessante ding, is die enigste manier hoe jy kan skoon word, is as jy vuil was. Anders kan jy nie water toe gaan nie. En Johan, blind en met hierdie nat modderspoegmengsel op sy gesig, vind sy pad na die water toe en spoel sy gesig af. En eers toe kon hy sien. Jy sien, soms gebeur slegte dinge, nie omdat ons dit verdien of dat ons iets gedoen het om dit te kry nie. Soms gebeur slegte dinge sodat daar wonderwerke kan gebeur. Om vir dies rondom ons te getuig. Ons lees verder in Johannes 9 dat mense toe gevra het, wat het gebeur met jou, Johan? Wat het met hierdie man gebeur dat sy oë geopen word? En toe kon hy sy getuienis lewer. Jy sien, soms is ons blind. Soms ontvang ons die spoeg en die klei van Jesus en ons weet nie wat om te doen nie. Want as ons dit tog nie uit ons oë uit was nie, kan dit gevaarlik wees. Maar het u dieselfde geloof as wat hierdie man gehad het? Om in sy blindheid te strompel en te soek na hierdie water, wat hom kan skoonmaak, wat hom weer kan laat sien. En ons weet, die bron van water, die bron van lewe, is Jesus homself. Hy sê, as jy van my drink, sal jy nooit weer dors wees nie. Wil u sien? En is u bereid om die stappe te vat om te sien? Kom ons sluit ons oë. Liewe Heer, soms sukkel ons om te sien. Soms wil ons nie sien nie. Maar ek bid dat jy asseblief ons harte sal versterk, ons die krag sal gee om die tree te vat wat nodig is om weer te sien. Om na u terug te kom, om vergifnis te vra vir ons sondes. Liewe Heer, ons weet, sonder u is niks moontlik nie. Ons weet, ons is nie sterk genoeg alleen nie, en dis het ons u so nodig, want ons is blind, liewe Jesus. Ek bid dat u asseblief ons oë sal oopmaak om die wêreld rondom ons te sien. Ons oë sal oopmaak om die wêreld aan die einde van ons gepunte vingers, die vingers wat ons daarvan hou om na mense toe te wys en te blameer en te beskuldig. Liewe Jesus, help ons om ons oë oop te maak en hulle te sien vir wat hulle is, 'n kind van God.
wees met ons waar ons nou in hierdie nuwe week gaan. Ons bid hierdie in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het en ek hoop u het 'n wonderlike dag.